vandag 'n bietjie met ons praat oor 'n onderwerp waaroor ek al gepraat het in die verlede. Maar voordat ek begin, en ek vra vir ons band as hulle sitplekke ingeneem het, wil ek almal hierso uitnooi om vir so 'n halwe sekond of wat vir my julle oë te sluit. En ek wil hê julle moet 'n prentjie skep in julle gedagtes, soos wat ek nou vir julle gaan verduidelik, of julle dalk 'n begrip kan kry vir wie God werklik is. En die God wat ons dien, wie hy werklik is. So ek wil hê, maak julle oë toe en neem vir so 'n paar sekondes sy glorie in. En dink vir julleself aan hoe jy God sien as die skepper van die heelal, die persoon wat die wêreld regeer. Die God wat engele beveel, die God wat geskep het deur 'n woord te spreek, wat nie gebonde is aan ons tyd of kultuur nie, die God wat was, die God wat is en die God wat altyd sal wees. Die woord beskryf hom as die God bo alle gode. Daar's 'n liedjie wat ons sing wat sê, o Heer my God, as ek in eerbied en al u werke elke dag aanskou, dan moet julle weet, dis die God van wie ek vandag gaan praat. So ek wil hê julle moet so klein bietjie begrip kry vir die almag van die God wat alle menslike verstand te bowe gaan. Psalm 19 vers 2 beskryf hom as die hemele vertel die eer van die God en die uitspan sal verkondig die werk van sy hande werk. Die woord van God sê kyk na sy natuur en dit bevestig dat hy bestaan. So nou hoop ek julle het daarom net so titseltjie gekry van wie die God is wat ons werklik dien. Wie die God is wat ons die wêreld vertel, is die God wat ons aanbid. My vraag vandag waarmee ek gaan begin is, hoe aanbid ons daai God? En ek weet as ons dink aan ons aanbid God, dan is die eerste gedagte wat ons deel, die musiek wat ons sing. Hierdie is so 'n klein stukkie van hoe ons God aanbid. En dan wil ek julle vra, aanbid jy God in die vlees? Of aanbid jy God deur die Gees? Nou ons gaan vandag 'n bietjie verder kyk, wat beteken dit? Wat beteken dit as die woord sê ons moet God in die Gees ook aanbid? Aanbid jy daai God wat jy verstaan, want jy weet wie hy is? Of soek jy gimmicks om hierdie God beter te maak? Want ek het al soveel keer gevind deesdae, wil ons God aanbid, nie vir die God wat die skrif hom as verduidelik, maar die goedjies wat ons kan byvoeg, om hom meer aanvaarbaar te maak vir ons, en dan sodoende vir die wêreld. Want baie keer breek ons hierdie skrifte oop en dink ons maar, dis nie vir my genoeg nie. Die skepper is eintlik nie vir my genoeg nie. Na vandag is my grootste gebed vir elke persoon hierso, dat God jou eerste en jou laaste sal wees, dat hy jou ingang en jou uitgang sal wees. En dan wil ek julle gou vra, as ons dink hoe ons God aanbid, met die liedjies wat ons sing op 'n Sondag byvoorbeeld, hoe dink julle word God aanbid in die hemele? Hoe dink julle aanbid die engele God elke dag? Dink julle dis deur 'n rockkonsert? Dink julle dis deur 'n show wat hulle moet opsit? Dink julle hulle moet mense oortuig om die glorie van God te ervaar? Dink julle hulle moet mense aanwakker en aan die gang kry om te sê, dien tog net God? Die probleem is, dis wat ons doen. Ek wil vir julle sê hoe om die Here te dien. En die probleem is omdat ons nie weet wie God is. Hulle weet. Hulle beleef dit. Hulle hele bestaan is God. Die probleem waarmee ons sit in kerke, is ons het die liedjies wat ons op Sondag sing gevat, en dit aanbidding gemaak. Die liedjies wat ons op Sondag sing, is vir ons aanbidding vir 20 minute 'n week. Dan ry ons uit en ons gaan. Hierdie is nie aanbidding nie. Nou hoekom ek so begin, is ek het 'n tendens gesien in hedendaagse kerke, wat eerder wil vermaak. Dit kom daarop neer, in steede daarvan om die skape te voed,
sal ons eerder die bokke vermaak. Ons sal eerder die bokke in die wêreld wil intrek, om dit vir ons lekkerder te maak, om hier te wees op 'n Sondag, en ons sien dit op dae soos vandag, as dit bietjie koud is. Dis koud, ons kan nie kerk toe kom nie, maar dit is baie lekkerder om in die bed te lê. En dan is my vraag, weet jy werklik hoekom ons hier by mekaar kom? Maar dan moet ons ook besef, nie almal wat hier sit op 'n Sondag, sit met dieselfde gemoed hierso nie. Ons verwag soms dat almal wat hier sit moet dieselfde aanbid as ons. As jy op die piek is en jou broer langs jou is in die dal, gaan julle nie dieselfde aanbid nie. Hier's mense wat tussen ons sit vandag hier, wat bekommerd is, wat nie noodwendig op 'n goeie plek is nie. Hier's mense hierso wat op hierdie stadium bekommerd is oor hulle kinders, oor hulle huwelike, oor hulle werk, dalk fisies siek, hier's mense wat dalk hartgebroke is. Ander smag weer na 'n plek waar hulle kan behoort. Ander soek weer 'n plek waar ons aanvaar kan word, waar ek kan voel ek beteken dalk iets. Party mense sit hier met 'n dankbaarheid want hulle het 'n fantastiese week gehad. Ander mense sit weer hier met 'n bekommernis want hulle weet nie hoe hulle deur die week gaan kom. Party mense het dalk sopas 'n massiewe deurbraak gehad en ander ouens sit nog hier en wag vir hulle deurbraak. Vir party mense is hierdie 'n nuwe ondervinding. Nie almal ken die kerk nie. Nie almal het groot geword in die kerk nie. Vir party mense is hierdie dalk net 'n gewoonte. Ek doen dit want ek moet dit doen. Ek doen dit sodat ek vir my familie kan vertel, maar ek is 'n kerkgaande mens. Ek was immers by die kerk. En hierdie lys kan aangaan tot vervelings. Ek kan vir julle mal maak met hoekom mense eintlik soms hier is. Die ironie is, ek was al amper almal op daai punt. Ek was al almal op daai lys. Ek het al hier gesit op die beste van dae. Ek het al in kerke gesit op die slegste van dae. Ek het al partymal kerk toe gekom wat ek gevoel het, as iemand net sy hand op my skouer kan sit, vandag is al wat ek soek. Die punt wat ek wil maak is, nie almal hier is op dieselfde geestelike, emosionele, fisiese en finansiële plek. Ons het ook verskillende persoonlikhede. Party mense is baie uitspattig, party mense is baie teruggetrokke. Ons kyk na mekaar, dan dink ons, ja, daai groot bek, of ons dink, ja, daai een is nou weer 'n snop want hy praat nie, maar dis persoonlikhede. Ons kom uit verskillende agtergronde uit. Ons is verskillend groot gemaak. Ons ouers het nie almal dit dieselfde gedoen nie. En dan kom ons, meeste van ons hier uit verskillende denominasies uit. Van ons het happy clappy groot geword, van ons het nie. En dan verwag ons, op 'n Sondag hier moet almal presies dieselfde doen en reageer soos wat ons doen. Hierdie is nie 'n plek van vermaak nie. Hierdie is 'n samekoms van gelowiges. Hier is waar ons mekaar soms gaan optel as jy so stikkend is. Weet jy, ek is mal oor die rolprente Gladiator. En ek weet is 'n gruisame fliek, ek het daai ding seker al 80 keer gekyk. Ek het ewen nog sy soundtrack op 'n CD. Maar daar's een gedeelte in daai rolprent waar die hoofkarakter klomp manne verslaan het. En dan is die skare stil, dan staan hy so met sy swaard, dan sê hy, "Are you not entertained?" En dit is die probleem wat ons het. Ons wil deesdae in kerke daai selfde vraag vra. Is julle nie vermaak vandag nie? Stap hier uit want jy voel beter oor jouself, want ek het op die emosies ingedring en ek het daai vlees bevredig. Jy het daai hoogtepunt bereik en weet julle, as jy dalk in 'n gat is, wil jy nie daai hoogtepunt vandag bereik nie, jy wil net bemoedig word om deur die week te kom. Die fout wat ons maak is, ons meet daai emosies aan 'n suksesvolle diens. Gaan kyk hoe was Michael Jackson se konserte gewees. Vrouens het flou geval in daai man se teenwoordigheid. Hulle het onderklere op die verhoog gegooi, want hoekom? Hy het die vlees bevredig. En die ironie is, as julle wil kan ek dit hierso doen op 'n Sondag ook. Dan kan jy nou nie onderklere opgooi nie. Maar ek kan ook vir julle sê, kom ons speel net die regte musiek. Laat ons so in die agtergrond speel en ek begin op julle emosies in te werk. En ek begin vir julle vertel, dit gaan altyd met jou gryp. Gaan altyd met jou goed gaan. Want ek wil hê, jy moet op 'n hoogtepunt kom, dat jy volgende week terugkom en jou vriende saambring en sê, hoor hier,
word my vlees so gevoed. Die probleem is, ek gaan eendag voor God staan. En hy gaan my vermaan as dit is wat ek doen. Op die einde van die dag, ek kry hierdie week 'n interessante vraag, 'n vriend van my daar van 'n mams om Toutie kom kuier eendag by ons. En hy sê vir my, Roan, wat is jou plan, jou visie vir die kerk? En ek sê vir hom een ding en een ding alleen. Dat die mense so gevestig word in die skrif, dat hulle enige aanslag van die Satan sal kan weerstaan, soos wat Jesus gedoen het. Ek wil hê, die mense wat voor my sit met die skrifte, gaan nie oor my nie, gaan nie oor hoe grand ek is nie. Dit gaan oor ken ons die skrif. Nou wil ek ook vir julle 'n ander ding vertel, en dit is vir my baie keer hartseer, want as gevolg van kommentaare sal mense in die band hulle self soms betwyfel. Want dit is so asof hulle iemand nodig het op 'n Sondagoggend hier om almal aan te hits en te sê, kom, dien, sing harder, klap harder hande, steek jou hande op, en weet julle die ironie is, van ons gaan dit doen, want ons wil dit doen. Van ons gaan dit doen, want ons is bang wat dink die mense om ons. Die Here kyk na jou hart. Die Here gee nie om hoe jy sing nie. Hy gee nie om hoe hard jy sing nie. Hy gee nie om hoe hard jy jou hande in die lug steek. Die Here kyk na jou hart. My eerste teksvers vandag is Matteus 12 vers 33 tot 34. En hoor gou hoe mooi sluit hierdie aan. 12 vers 33 sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die Here kyk nie na ons hart ons sin. Die Here kyk nie na hoe hard jy hande klap nie. Hy kyk nie hoe hoog is jou hande in die lug nie. Hy kyk na jou hart. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, julle. Dis vir my lekker, as almal saam sing. Dis lekker as jy die stemme hoor. Hulle het nou die dag inteendeel in die een kerk 'n eksperiment gedoen, waar hulle gekyk het hoe die verskillende tipe bands die gemeente affekteer. En weet julle wat my so mooi met die laaste liedjie? Het almal gesing, en daar was nie 'n instrument gespeel. Dis lofsange vir die Here. Dis eintlik kosbaar. Nou die een ding wat ek vir julle wil sê, is die sange in die kerk is nie veronderstel om elke week jou gemoed op te tel, as jou hart nie naby aan die Here is. Jy kan hoe bly wees hier, jy kan hoe uitspattig wees hier, maar as jou hart nie by die Here is nie, beteken dit vir jou niks, want die woord van God sê nie, dis hulle wat die mees aktief is, wat gered is nie. Hy sê dis hulle wat sy harte verander het. Nou gaan ek julle 'n storie vertel wat ek julle al vertel het. Ek was nogal 'n rebelse jong man. My ma het dwing my saam kerk toe, maar gewoonlik op 'n Sondag aanddiens, want op 'n Sondagoggend wil ek in. En dis nie dat ek wil inlê nie, ek moet inlê, want ek kan nie my kop van die kussing afkry nie, want hy's te swaar van die vorige aand se gepaard. En die spesifieke kerk wat ons is 'n AGS kerk. Elke Sondag aand, party oggende, maar meeste van die aande het hulle hele jeuggroep wat voor in die kerk staan hier. Julle en hulle is luidrugtig, luidkeels, hulle sing, hulle juig, hulle hande is in die lug. Die gemeente kyk na hierdie klomp jong mense en hulle dink, wow. My ma sê vir my, Roan, hoekom word jy nie deel van hulle nie? En ek sê vir hulle, want ek syp elke Vrydag aand saam met daai einste mense. Wat hulle hier in die kerk doen hulle op 'n Vrydag aand in Oregon, span hulle doen dit nog op die tafels ook. Die verskil is, ek is nie skynheilig nie. Julle weet wie ek is. Hierdie mense flous julle. En hoe baie doen ons dit nie hier nie? Ek kom by die kerk aan, laat die gemeente my sien. Ek dien die Here. Ek loof, ek prys hom, ek is voor in die koor, maar eintlik is ek skynheilig, want vir 6 dae lank lewe ek nes die wêreld. Vir 6 dae lank is ek in die vlees, en op 'n Sondag as my babbelas afgeslaap is, kry die Here 'n uur van my tyd. Eintlik is jy dan deel van die Adar geslag. Presies wat Matteus vir ons sê. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Vir 6 dae lank hoor ons nie die Here nie. Vir 6 dae lank sien ons nie die Here nie, maar op 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand. Ek is so heilig. En weet julle die probleem is, ek sien 'n nuwe ding.
Ons probeer soveel wêreldse taktieke om mense in die kerk in te bring. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar 'n nuwe ding wat kop uitsteek is Christelike ryfmusiek. Weet nie of julle dit al gehoor het nie. Christelike ryfmusiek, so die idee is, neem ek aan, as jy nie jou uitgedans het op 'n Vrydag en 'n Saterdag, jy kom dans hom uit op 'n Sondag by die kerk. Die probleem wat ons het, ons sit nou met dametjies wat sê die Here het vir hulle gesê, hulle moet 'n Christelike nagklap begin. Dit lyk net 'n wêreldse nagklap en sover ek verstaan is daar nie drank nie. En die rede vir dit is, die Here het vir hulle gewys, ons kort 'n samekoms vir gelowiges. Hierdie is die samekoms van gelowiges. Die probleem is, nou wil ons wêreldse taktieke gebruik om mense nader aan die Here te kry. En eintlik sê God vir ons, julle is nie meer veronderstel om soos die wêreld te wil wees nie. My vraag is, waar trek ons die lyn? Waar stop ons om die wêreldse taktieke te gebruik en sê genoeg is genoeg, ons moet terugkom in die skrif? Die probleem waarmee ons sit, is ons laat soveel goeders toe binne in die kerke, want ons hoop ons kan die wêreld intrek. Die probleem is, dan bly die wêreld éventueel, is die kerk soos die wêreld. As ek vandag vir julle sê, die Here het op my hart gelê dat ons een Sondag 'n maand Christelike sokkie musiek moet speel en almal moet lang arm en skoffel hiervoor. Wat gaan julle vir my sê? Roan, ja, doen dit. Ons kry almal hier by mekaar, ons gaan lekker lang arm op 'n Sondag ter eer en verheerliking van die Here. Gaan julle vir my sê, Roan, die Here gaan dit aanvaar? Want my vraag is, dink julle dis wat hulle doen in die hemel as hulle besig is om God te loof en prys? Ek was mal oor rockmusiek toe ek jonger was. So wat van een keer 'n maand hou ons 'n Christelike rockkonsert hierso, slaat hierdie gitare laat die snare skiet. En dan stuur jy 'n ekstra gitaar en slaat hy sy gitaar stikkend hier op die verhoog. Ons doen dit tot eer en verheerliking vir God. Gaan julle vir my sê dis reg? Dan wil ek vir julle vra, hoekom is dit nodig dat ons op Sondag mense nodig het om vir die skare te sê, julle aanbid tog net die Here? Besef wie God is en eerbied hom met jou saam. Laat dit uit jou hart uitkom. Nou wil ek ook vir julle bysê, jy het nie iemand nodig om vir jou te sê, klap jou hande harder, steek dit op nie, want nie almal is op dieselfde plek. Die Here gaan vir jou partymal hier vind op jou stille plek. Die Here gaan vir jou partymal sê, wees jy stil vandag en weet ek is God. Ek beloof jy is okay, die probleem is, ons is partymal so ingestel by die mense om ons van ons ding. Kyk die mense of my hand op is. Kyk die mense of ek hard genoeg sing. Die probleem is, jy is nie veronderstel om rond te kyk nie. As jy sing, sing jy tot God, vergeet van die mense om jou. As jy begin besef wie God is, en jy begin om uit volle bors uit te verheerlik, gaan dit jou nie pla wat die mense om jou doen nie. Want jou fokus gaan op God wees. Weet julle, ek sien dit so gereeld en rookmasjiene beligting, kry 'n charismatiese leier hiervoor. Dwing almal op hulle voete, sing die lekkerste liedjies. En dan is my vraag, besef hulle altyd wie God is? Of sit ons konserte op, dan voel ons beter oor onsself. Julle sal baie keer predikante kry wat daarop roem. Hoe meer aansien ek kry, baie keer sal bands daarop roem. Hoe harder die mense sing, hoe meer suksesvol was ek. Dis nie waar dit gaan nie. As jy mense nader aan die Here kan kry deur jou sang, het jy klaar bereik wat jy moes vir die dag. Ons moet net hierdie fondasie begin reg lê. En ons moet onthou, nie almal gaan dit dieselfde doen nie. En ek wil nou vir julle sê, ons as kinders van God moet daarop uitwees om seker te maak. Kerkdienste ontaard nooit in sirkusse, wat die clowns al buite vermaak nie. Hierdie is 'n eerbied oomblik vir ons om by mekaar te kom en die glorie en die almag van God te besef. En dan doen ons dit soos wat ons kan dink in die hemele, hulle besig is om God te aanbid. Dit gaan nie oor 'n atmosfeer nie, dit gaan nie oor wat mense dink nie, en dit gaan definitief nie daaroor om die vlees te bevredig nie. Ons soek net God. Die aansien van die mense beteken vir jou eintlik niks. As God sy rug op jou gedraai het, want jy is besig met die wêreldse goeders,
sit jy met 'n baie, baie groter probleem. As wat die manne om jou dink, hoe jy dit doen. En weet jy, dan gaan jy op 'n punt kom waar jy gaan begin besef, want ek hoor die klagtes. Die band is nie lewendig genoeg nie. Die liedjies wat die band sing, die een is vals, die een doen dit. Wanneer jy hierso kom, en jy gee jou hart oor vir die Here, raak die liedjies 'n bysaak. Die band is 'n bysaak. Die melodie is 'n bysaak. Die valssange is 'n bysaak. Want God is jou alles. Jy is so gefokus op God, jy hoor nie eers die mense om jou. Jy is so gefokus op die Here, jy worry nie wat die mense om jou doen nie, want jy weet wie is die God wat jy aanbid vandag. En ewe skielik raak jy stil in jou binneste. En jy sluit af van die wêreld om jou. Want dis jy en dis God. En daai dag, kan ek jou beloof, is die dag wat jy vry is. Daai dag is die dag waar daar las van jou skouers af is, want jy streef daarna om God te bevredig, nie meer die mens nie. Hou op dat jy pla wat die mense om julle doen, en fokus eerder net op God. My teksvers vandag wat ek vir julle wil oopbreek kom uit Johannes uit. Johannes 4 vers 19. En ek gaan nou vir julle sê, julle sal my nooit op 'n Sondag hier kry staan, kyk wie steek hulle hande op. Wie klap, wie sing, dit pla my nie die minste. En dalk is jy nie op 'n lekker plek nie. En dis nie my plig om dit op jou af te forceer, as jy stikkend is aan die binnekant nie. So as jy op 'n Sondag voel, ek wil vandag stil raak voor die Here en sy teenwoordigheid doen dit. Maar die dag wat jy besef wie God is en jy wil uit jou hart uit vir hom sing, sing. Of jy nou vals is of nie, vir God is dit mooi. Johannes 4 vers 19. Interessante storie. Ek gaan nou die storie vir julle 'n bietjie uitbreek, maar 4 vers 19 begin, dan sê dit, die vrou sê vir hom, sy praat hier met Jesus, die Samaritaanse vrou. Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode, maar daar kom 'n uur, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Nou wil ek hierdie gou-gou vir julle oopbreek, want baie mense het ook nie regtig 'n benul wat hierdie teksvers beteken. En julle kan maar eerlik wees, en ek weet iets van julle wat nou na my kyk en dink, wat sê dit werklik? Die eerste ding wat dit vir ons sê is, God is gees, wat beteken hy is nie gebind tot 'n plek. Met ander woorde, om God te aanbid, hoef nie hier te gebeur nie. Om God te aanbid moet oral gebeur. Om God te aanbid moet jou ingang en jou uitgang wees. Maar hierdie teksvers sê ook vir ons, as ons God in gees en in waarheid aanbid, beteken dit nie anything goes nie. Want as dit beteken anything goes, en ek sê vir julle, ons gaan begin Christelike ryfmusiek speel, dan mag julle nie daaroor uitpraat nie. Hierdie beteken, ons weet wie God is. Maar kom ons begin gou hierdie gedeelte van die begin af. Want julle weet, ek is tot alles in staat, deur 'n teksvers wat ek die konteks uitvat. So Jesus praat hier met die Samaritaanse vroutjie. En in hierdie gesprek, het die vrou nou met Jesus gepraat oor aanbidding. En dan sê sy, hoorie, die Jode aanbid in Jerusalem, en die Samaritane moet op die berg Gerizim aanbid. En sy probeer eintlik debatteer met Jesus. Sy probeer nie moeilik wees nie, sy probeer vra, maar sy probeer eintlik die aandag afkry van dit wat Jesus eers met haar oor gepraat het. Want voor hierdie gedeelte het Jesus vir haar gesê, hoorie, so ek besef, jy het al vele mans in jou lewe gehad. En ek besef op hierdie stadium bly jy saam met 'n man wat nie jou man is nie. En sy probeer eintlik hierdie gesprek wegdryf van dit af. En sy wil nie die waarheid met Jesus bespreek nie. So hy sê eintlik vir haar, weet jy wat, ek wil met jou praat oor jou siel. En sy sê nee, maar ek wil praat oor aanbidding. Ek wil eerder praat oor hierdie godsdienstige sake. Want sy voel ongemaklik. Want sy voel aangekla. Want die seun van God is besig om vir haar te sê, dit hoe jy lewe is nie reg nie. Maar hy weier. En hy gaan aan met sy les, en dan kom hy op 'n punt wat hy vir haar sê, okay, kom ons spreek gou hierdie saak.
Kom ons praat oor dit wat jou nou pla. Want die algemene les oor aanbidding van die Here in die gees en in waarheid is dat aanbidding van God nie beperk moet wees tot 'n geografiese plek of noodwendig beheer moet word deur tydelike bepalinge van die Ou Testamentiese wet. So eintlik wat hy toe vir sê, okay, so jou fokus wil nie wees op jou siel wat gered moet word nie, maar kom ons praat gou-gou hierdie godsdienstige ding. Want jy is nou ingestel, waar moet jy aanbid? Hoe moet jy aanbid? Want die een sê so, die ander een sê so, en Jesus sê vir weet jy eintlik moet jy God oral altyd aanbid. Want God is oral en hy is altyd. So dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan nie oor 'n uur nie, dit gaan nie oor 'n tyd, dit gaan nie oor 20 minute op 'n Sondagoggend nie. Dit gaan oor 24 uur van elke dag, daar waar ons jou nie sien. Moet jou lewe die toonbeeld wees van ek is iemand wat God aanbid. Maar daar's 'n stukkie wat ons partymal mis in vers 22. Sê Jesus hierso ware aanbidding moet volgens die waarheid wees. So hy sê in vers 22, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode uit. So dis nogal 'n rowwe stelling om teenoor hierdie Samaritaanse vrou te maak. Want sy was eintlik opreg in haar vraag gewees. Die Samaritane oor die algemeen het die Here gedien. Hulle het God aanbid, ons het dit nou net gesien. Hulle was godsdienstig, hulle was ernstig gewees, maar hulle was verkeerd gewees. So Jesus leer ons hierso dat om opreg te wees is nie genoeg nie. Jy moet gered wees. Jy kan opreg en verkeerd wees. Jy kan emosioneel en verkeerd wees. Jy kan ywerig en verkeerd wees en jy kan baie godsdienstig en nog steeds verkeerd wees. Ons is in ons lewens al soveel keer geleer. Merk net af. Doen hierdie, doen daai, doen dit. En dan is jy okay. En eintlik sê Jesus vir haar hierso, dit gaan nie oor die blokkies afmerk nie. Dit gaan oor 'n verhouding met 'n lewende God. Dit gaan oor wat die hart uitkom. En dan sê hy vir haar, ware aanbidding vereis kennis van God, soos wat hy in sy woord geopenbaar word. As jy nie God ken nie, kan jy God nie aanbid nie. As jy nie weet wie God is nie, kan jy God nie aanbid nie. Hoe leer jy wie is God? Deur sy skrif. Dis nie persoonlike ervarings nie. Die probleem waarmee ons sit, die tye waarin ons lewe, en ek seker julle het dit al gehoor, ek aanbid God op my eie manier. Die Bybel gee ons nêrens die reg om God te aanbid op ons eie manier. Die Bybel gee ons die riglyne hoe God aanbid moet word. Dis nie 'n anything goes nie, want God bepaal dit self, en ek gaan vir julle gou 2 voorbeelde gee. Die een kom uit Levitikus uit. Levitikus 10 vers 1 tot 2. Levitikus 10 vers 1 tot 2 sê, en die seuns van Aaron en Nadab en Abihu het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, en hy het hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Hulle is besig om vreemde goed in die aangesig van God te doen en hy sê ek aanvaar dit nie, dis nie wat ek soek nie, en hulle sterf. Hoe baie hoor ons dit deesdae in kerke, gaan soek daai vreemde vuur. En God sê vir jou, dis nie wat ek soek nie. Maar ons word dit geleer, ons streef dit na, want ek dien God op my manier. Ek aanbid God soos wat ek God wil aanbid. Die groot probleem waarmee ons sit is, ons weet nie altyd wie God is nie. God is nie net die voorwerp van aanbidding nie, maar hy is ook die een wat bepaal hoe hy aanbid moet word. Hy is ook die een wat vir ons sê, ken my almag, weet wie ek is. As jy met God en tot God praat met hom omdat jy weet wie hy is. Ek gaan vir julle nog 'n voorbeeld hierso gee wat Moses eintlik vir ons so mooi gestel het. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Die dag wat jou aanbidding 'n saak van die hart begin word. Sê dit vir ons hierso in vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Dit beteken jou hele mens wees. Dis God en God alleen. Tot die glorie van God, tot die aanbidding van God wat ek wil hê,
My mense moet weet wie God is. Ek wil hê julle moet sien hoe ek God aanbid. Dit is noodsaaklik vir ons, dat ons die skrifte oopbreek en weet wie God is, sodat ons hom kon aanbid, soos wat hy verdien om aanbid te word. Dit gaan nie net oor die emosies nie. Dit gaan nie net oor entoesiasme nie. Dit beteken dis 'n innerlike verandering waar God na jou hart gaan kyk. Dis nie net 'n lippetaal wat ons hom gee nie. Dis nie net lippe wat beteken nie. Want ek sê nou vir julle, God kyk verder as die woorde, die musiek en alle rituele tradisies en denominasies. God kyk in jou hart in. God kyk wat kom uit jou hart uit, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons kan elke Sondag al die liedere sing. Ons kan elke Sondag kerk toe gaan. Jy kan in die bediening staan en nog steeds kan jou hart nie aan Christus behoort nie. En dan bid jy God nie werklik nie. Dit kom daarop neer dat as jy God nie ken nie, as jy God nie dien nie, is alles net oppervlakkig. Ons moet begin seker maak dat ons begin die aansien vir God te gee. Want hoe meer ons van God weet, hoe meer waardeer ons hom. Hoe meer ons hom waardeer, hoe dieper word ons aanbidding. En hoe dieper ons aanbidding word, hoe meer word God verheerlik. Dan gaan 'n koue Sondag ons hier uit die kerk uit. Want ons weet wie God is. Ons gaan nie elke verskoning soek om nie saam met boeties en sissies te wees nie. Ons gaan redes soek sodat ons by mekaar kan kom, want ons wil God verheerlik. Weet julle, hier is 'n voorbeeld, die belangrikste Bybelse woorde vir aanbidding. Sy betekenis dra om neer te buig voor God. Om God met toewyding en eerbied te dien. Om God te eer, te loof en jou volle gehoorsaamheid te gee. Dit beteken jou hele lewe is die toonbeeld van 'n wedergebore kind van God. Uit die hart beteken in die gees. Volgens sy geopenbare waarheid kom uit die skrif uit. Aanbidding is nie net iets wat ons op 'n Sondag doen nie. Aanbidding is 'n leefstyl. Dis nie 'n lied nie, dis nie 'n emosionele ervaring nie, en glo my, dis nie ligte rookmasjiene of die tipe musiek wat die band speel nie. Dis 'n totale toewyding van jou lewe. En ek gaan nou vir julle 'n ding vertel. Ek het 'n liedjie wat ek self saam gesing het. 'n Christelike liedjie. Hy's nommer 4 op hierdie oomblik op die Christelike billboards. Bekende liedjie. Hy word luid en suid gespeel in kerke gesing. En ek sien nou nog 'n onderhoud met die vroutjie wat hom geskryf het en hom sing. En sy sê ek het nooit gesê hierdie liedjie is vir Jesus Christus geskryf nie. Ek dien Islam. Ek's 'n moslim. Ek het hierdie liedjie vir Allah geskryf. Julle het hom verchristelik. Ek het nooit. Ons sing soms liedjies wat vir Allah geskryf is. Onder die vaandel van Christendom is belangrik dat ons weet wat die agtergrond van die musiek wat ons sing ook. Want as jy 'n liedjie sing wat vir Allah vereer dit nie God nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie. 'n liedjie wat Michael Jackson geskryf het, is nie vir God geskryf nie. Dis presies dieselfde. En daai vrou sê ek het nooit gesê dis Jesus Christus nie. As ek praat van die Savior of my heart, praat ek van Allah. Dis wat julle sing. Die vrou wat die liedjie skryf, erken dit self. Ons moet weet wat ons sing. Ek het vir julle 'n paar vrae vandag, want God gaan jou nie vra hoe mooi het jy gesing nie, hy gaan jou nie vra hoe hard het jy hande geklap nie, hy gaan jou ook nie vra hoe emosioneel was jy nie. Maar hy gaan jou vra vandag, ken jy my? Het jy al jou hart vir my gegee? Aanbid jy my volgens my woord? En dan lewe jy in totale gehoorsaamheid aan wat ek van jou verwag. 'n Laaste voorbeeld, om vir julle te sê anything goes is nie skriftuur nie. Amos 5 vers 21. Die Israeliete is besig om fees te vier op Bethel, in die naam van God. Dan sê die Here hierso, ek versmaad julle feeste, ek het geen welgevalle aan julle feestydde nie. Want al bring julle my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwer sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Want laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. God reageer hierso op Israel se perversie van hulle lofsange en feeste. En hy sê ek aanvaar dit nie, want dit is leë lippetaal.
Dit kom uit die vlees uit, kom nie uit die hart uit nie. En dis hoe God reageer. Hy reageer hierso op hoe die Israeliete met mekaar gemaak het. En hy sê, dis nie volgens skrif nie, dis nie aanbidding soos wat ek wil hê julle my moet aanbid nie, want julle is skynheilig. En God sê, ek aanvaar dit nie. Vat dit weg voor my aangesig. Ek wonder hoeveel kerke op Sondag sit presies hierso waar God sê, ek aanvaar dit nie. Hierdie is uit vlees uit. Hierdie is vermaaklikheid. Dis nie aanbidding nie. Vat dit weg voor my aangesig. Ek haat my boeties en sissies wat langs my sit, en met daai selfde lippe verheerlik ek die Here vandag. Ek dra haat in my hart rond, maar ewe skielik het ek liefde vir God. Jy het nie. Want God dra nie haat rond nie. Dis 'n saak van die hart. As jou hart nie by God is nie, is dit leë lippetaal. En soos in Amos gaan hy vir julle sê, vat dit weg voor my, ek aanvaar dit nie. Dis harde woorde van 'n lewende God. Om hier te wees is nie om die vlees te verheerlik nie, om hier te wees is om God te dien en God te verheerlik. En ek sê nou vir julle, God gaan nie laat ons met hom speletjies speel. God gaan ons vergeld vir die dinge wat ons doen. En julle aanbidding is nie 'n grap nie. Is nie 'n konsert of vermaak nie. Aanbidding is 'n absolute leefstyl. My laaste teksvers is Psalm 103 vers 20 tot 22. En ek wil vir julle vra, skryf hierdie vandag op jou hart neer. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Eerste ding, doen wat die skrifte sê. Tweede ding, doen wat God vir ons sê. Loof die Here, al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof God, want ons ken hom in die woord. Doen wat God sê en dan sê hy vir jou, doen dit oral waar jy kom. Loof die Here, o my siel. Dit kom uit my binneste uit. Dit kom uit my hart uit, Here, want ek weet wie U is. Dit maak nie saak waar ek is nie. Dit maak nie saak in wat se geselskap dit is nie. Dit maak nie saak of ek die onpopulêre een gaan wees nie. Here, maar my lewe gaan die toonbeeld wees, want ek kyk wat die skrifte sê. Ek doen wat U sê ek moet doen, en ek sal U loof en ek sal U prys, waar ook al ek gaan, in gehoorsaamheid aan U woord. My laaste vraag vandag is nie of ons aanbid nie, maar my vraag is, aanvaar God ons aanbidding? Aanvaar God hoe jy hom aanbid, waar ons jou nie sien nie? Aanvaar God jou leefstyl as 'n wedergebore, geredde kind van 'n lewende God? Of kom pretend ons hier op 'n Sondag? En as ons hier uitry, dan is die laaste ding wat jy by my sien God. Is ons die ander geslag wat voor in die kerke sing en koordans? Of is ons die mense wat werklik volgens God se wil en God se woord 'n totale leefstyl van aanbidding het? En daai vraag kan ek nie vir jou beantwoord nie. Asseblief my oë. Liewe Here, ek het 'n absolute hartsbegeerte vandag dat ons een gees en in waarheid sal begin aanbid. Here, en dit beteken waar ook al ons gaan, daar is U. Here, dit beteken dit maak nie saak in wat se geselskap ons is nie, ons sal U naam verheerlik en ons sal U naam nog steeds proklameer. Here, dit beteken ons gaan nie nou maar lag vir die dingetjies waarvoor die wêreld lag want ons wil nie uitstaan nie. Ons gaan nie die praatjies praat wat die wêreld praat want ons wil inpas nie. Here, hier is die samekoms van gelowiges. Ons is kinders van God en mag ons so begin lewe vandag. Here, mag ons ingaan en ons uitgaan U wees. Here, mag ons hierdie begeerte ontwikkel om hierdie skrifte oop te breek, Here, want hoe minder ons van U weet, hoe minder kan ons U eintlik aanbid. Here, maar hoe meer ons van U weet, hoe meer kan ons U aanbid. Hoe meer gaan ons U wil aanbid. Here, hoe meer gaan ons besef wie U werklik is. Here, hoe meer gaan ons besef, dis 'n absolute voorreg vir ons om dit te kan doen soos wat ons dit kan doen. Here, my hartsbegeerte vir elke persoon vandag hier is om met 'n vernuwe gemoed uit te loop.
met 'n gemoed hier uit te loop dat hulle meer van U wil hê en minder van hulle self. Minder van die wêreld en meer van U. Meer tyd saam met U, liewe Here, meer tyd saam met ons boeties en sissies in Christus. Dit is vir ons kosbaar om tyd saam mekaar te spandeer. Mag ons mekaar begin opbou, mag ons mekaar begin opdra in gebed, liewe Here, en mag ons die toonbeeld wees vir die wêreld daar buite van wat 'n wedergebore kind van God is. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen.